Dis waar ons wil wees, Here, is in U teenwoordigheid. Daar's geen plek in hierdie wêreld wat my siel meer gelukkiger is as in die teenwoordigheid van my Skepper nie. Dankie, Here, dat U vanmôre hier is om ons te bedien. Dankie dat U 'n plan het. Ek voel in die atmosfeer dat U wil vanmôre iets doen in die harte en die lewens van mense. Ons gee vir U die hoogste troon en ons sê welkom, baie welkom in hierdie plek by ons, Here. Kom bedien ons soos U wil in Jesus se naam. Amen. Jy kan jou sitplek neem, baie dankie. Baie dankie. Ek is so bly jy is hierso, so bly jy het moeite gedoen om op te kom. Baie welkom aan elkeen en almal wat besoek. Is dit jou eerste keer saam met ons, mag die Here jou aanraak. Almal op Facebook live, hulle wat die boodskap na die tyd gaan kry op die radio, mag die Here jou seën saam met ons vanoggend. Dis weer Sondag, die tyd vlieg verskriklik. Ons is nog 'n week nader aan die koms van die Here en ek is opgewonde. Vanoggend vroeg, toe ek op my stoep gaan staan, toe is die man oor kan die pad en hy het 'n vriend en hulle het reeds hulle hardloopklere aan en is mistig. En vroeg in die oggend doen hulle waarvoor hulle passie het. Toe wonder ek, hoeveel mense gaan vanoggend wonder, gaan ek kerk toe of gaan ek nie kerk toe? Terwyl ander mense so vroeg opstaan en doen waarvoor hulle. Hierdie is my passie, hierdie is my begeerte om in die teenwoordigheid van die Here te wees. En ek is regtig bly dat jy hier is. Vanoggend het jy geweet dat vroeg 7 uur elke Sondag is hier 'n span en mense in hierdie kerk, iemand wat bid oor elke sitplek, wat die Gees van die Here verwelkom. As jy hier kom, dan wag die Here reeds vir jou. En ek glo die Here het vanmôre afspraak. Ek het vanmôre wakker geword met iets op my hart. Hierdie is nie 'n gewone diens nie. Hierdie is 'n unieke boodskap vanmôre vir unieke mense. Want dis iets wat ons almal deurgaan. So ek het 'n vraag vir jou waarmee ek wil begin. Was jy al sleg behandel in die lewe deur iemand? En dan wonder jy, Here, sien U dit ooit raak? Sien U raak wat daai mense aan my gedoen het? Sien U raak die manier wat hulle met my praat? Die goed wat hulle vir ander mense gaan vertel? Die onreg wat hulle aan my doen? Here, is U wakker oor dit? Het U gesien, want dis nie reg wat hulle doen nie. Het jy al in gebed vir die Here gesê, Here, dis nie reg wat daai mense aan my doen nie? Nou hierdie woord is vanoggend vir jou. Die Here het vanoggend 'n bemoediging vir jou dat God sien alles raak. En my tema vanoggend is die oog wat alles sien. En daar's 'n storie in 1 Konings hoofstuk 21, the first book of Kings chapter 21, that teaches me that justice delayed is not justice denied. Somstyds vat die Here langer om 'n saak uit te sorteer as wat ek en jy dit wil doen, maar éventueel gebeur dit, want God is 'n genadige God en hy werk in ander mense se harte met die hoop. Romeine 2 vers 4 sê, God doen goed aan die sondaars, aan die wat nie in geregtigheid wandel nie, met die hoop dat hulle hom sal raak sien, sy goedheid, en hulle sal bekeer tot hom. En dis wat ons nie verstaan nie. Ons bid dan sê ons, Here, laat 'n weerligstraal hy man slaan, net hier tussen die tweede en die derde nekwervel asseblief. Is daar 'n sambok in die hemel dat jy hulle net kan piets, Here, dat hulle kan regkom. Maar ons dien 'n genadige God, maar ons dien ook 'n God wat raak sien alles wat gebeur. So ek gaan jou vertel, dis te veel om te lees. 1 Konings hoofstuk 21 en hoofstuk 22 gaan oor 'n koning met die naam van Agab. En sy vrou se naam was Isebel gewees. Die Bybel sê langs die koning se paleis het 'n man gebly met 'n mooi wingerd en 'n mooi stuk grond. Hierdie man se naam was Nabot gewees. Sê saam met my, Nabot. En die koning staan op sy paleis se dak en hy sien hierdie mooi grond en hy sien hierdie prieel van druiwe en hy begeer dit. En hy stap af na hierdie man toe en hy sê vir hom, gee vir my hierdie stuk grond, gee vir my 'n prys, ek sal dit by jou koop, ek soek dit vir my, omdat dit so mooi stuk grond is en omdat dit so naby aan my paleis is. Nabot sê, koning, ongelukkig kan ek nie, want hierdie is 'n erfdeel wat in ons familie oor generasies kom, dis deel van my nalatenskap, dis deel van my identiteit, en ek kan nie hierdie stuk grond aan jou verkoop nie. Baie dankie vir die offer, maar nee dankie, ek kan nie.
En die Bybel sê dat die koning was so teleurgesteld gewees. Hy het in sy paleis teruggegaan, op sy bed gelê, en die Bybel sê hy het net vir die muur gelê en kyk. Het jy al op die bed gelê, dan kyk jy vir die muur. Kyk vir die ceiling, dan tel jy al die plekkies wat gaatjies het en wat geverf moet word. Nou hierdie koning was teleurgesteld, want hy het gedink, omdat hy die koning is, moet almal vir hom ja sê. Omdat hy baie geld het, kon hy daai man 'n groot prys aangebied het, maar hierdie man sê nee. En die Bybel sê, daai aand kon die koning nie slaap nie, hy het gelê en top, soos 'n kind was hy ongelukkig, want hy kon nie sy sin kry nie. Hy het ook nie geëet daai aand nie. En sy vrou kom by hom en sê vir hom, wat gaan aan met jou? Hoekom eet jy nie? Wat gaan aan met jou? Kyk, daar's niemand wat jou ken soos jou vrou nie. Sy sien jou probleem nog voor jou probleem begin het. En sy sê vir hom, ruk jouself reg. Hy sê, ek is teleurgesteld, en hy vertel vir haar die storie. En sy vra vir hom, maar wie is die koning in hierdie land, jy of Nabot? Jy kan ons die grond vat as jy wil. En hy sê vir haar, nee, ek het hom 'n prys aangebied en hy het dit van die hand gewys, want dis deel van sy erfporsie, sy nalatenskap. En sy sê vir die koning, los dit vir my. Die vrou trek die broek in die huis aan. Sy sê vir haar, pabroek man, ek gaan dit vir jou uitsorteer. Sy raak betrokke. En die Bybel sê, sy begin 'n plan te beraam en sy skryf 'n klomp briewe. Met die koning se seelring verseël sy dit en sy stuur dit na die leiers en die hoofamptenare van die land en sy vertel vir hulle wat hulle moet doen. Die plan is om Nabot voor die leiers van die stad te roep en om valse getuienis teen hom op te wek en te sê dat hy het God gevloek en hy het ook die koning gevloek. Hierdie leiers doen toe, want hulle wil in die goeie boekies van die koning en sy vrou wees. Hulle doen toe wat sy vra nadat sy hulle gemanipuleer het en hulle beskuldig vir Nabot van godslastering en verraad teen die koning. Net daarso vind hulle hom skuldig en hulle stenig hom tot hy sterwe. Toe sy die nuus kry van die amptenare dat die taak is afgehandel, Nabot het gesterf, toe gaan sy na die man toe en sê vir hom, Nabot is dood, gaan vat jou land. Sy het 'n bose plan gemaak. Sy het iets gedoen wat nie reg was nie. Sy het Agab se wingerd gesteel nadat sy gereël het vir vals getuienis, leuns, doodmaak en toe vat sy land. Vir 'n oomblik lyk dit asof die ewel gewen het. Dit het vir 'n oomblik gelyk asof die onreg geseëvier het. Dis asof God stil is. Maar hoor mooi, God is not silent, God is watching. En God stuur 'n profeet met die naam van Elia. En hy sê, gaan na die koning toe met 'n boodskap. En toe hy by Agab inkom, toe sê hy vir hom, God sê, dit wat jy gedoen het was verkeerd gewees. En omdat jy 'n man vals beskuldig het, wie van julle was al vals beskuldig? Daar's min goed wat my kwaad maak soos 'n vals beskuldiging. Omdat daar leuns oor jou vertel was. Omdat jy iemand laat doodmaak het en sy grond gevat het, hoor die woord van die Here. God sê die plek wat Nabot gesterf het en sy bloed gevloei het, daar waar die honde sy bloed opgelek het, God sê, gaan die honde jou bloed ook oplek. Die koning is ontsteld. Hy hou nie van hierdie boodskap nie. Hy is weer terug paleis toe, rouklere aan, kan nie slaap nie. Die tweede gedeelte van hierdie profesie gaan oor sy vrou. Nie net is die koning aangespreek nie, maar die profeet sê, jou vrou Isebel, wat hierdie goed beplan en bewerk het, God sê, dat die honde sal haar liggaam opeet by die muur van Jesreel. Dis 'n dood uitspraak profesie deur die profeet uit die mond van die Here, die honde gaan jou bloed oplek, Agab, en jou vrou gaan deur honde opgevreet word. Ek wonder as ek en jy so 'n boodskap kry, hoe sal ons reageer?
Dis swaar woorde, maar dit wys vir my iets. God sien alles. Dit wys vir my dat God sien elke onreg wat op hierdie aarde gebeur. Dit mag vir ons voel asof ons benadeel is en die Here sien dit nie raak nie. Maar hierdie gedeelte leer my dat God hou boek van alles. Ek wil vir jou een skrif op die skerm sit. Spreuke 15 vers 3, dis ook ons teksvers vir die dag. Lees dit saam met my op. Elke plek is die oë van die Here en hulle beskou opmerksaam die slegtes en die goeies. Ek wil vir jou die boodskapvertaling lees. Die oë van die Here is oral. Hy hou die slegte en die goeie mense dop. Hierdie wêreld dink dat God sien nie, maar God sien jou trane wat ander mense nie sien nie. Wanneer jy alleen is, wanneer jy met God praat, wanneer jou vrou by die werk is of jou man, God sien dit raak. Hy sien die vrae wat jy vra. God sien die onreg wat gebeur teen jou agtertoe deure, die planne wat die vyand gemaak het. God is bekend daarmee. Dis hoekom dit vir my en jou so belangrik is om by die Here te bly. Want God weet wat gaan gebeur en hy is die enigste een wat jou kan beskerm. God weet vandag van die pyn van elke mens wat hier binnekant weggesteek word. Jy kan vandag vir my sê dit gaan goed, jou bankrekening is vol, jy eet lekker, maar daar's mense en die meeste mense in hierdie wêreld loop met een of ander ding hier binnekant rond wat seer maak. God sien ook jou getrouheid in die klein dinge raak vandag. Jy dink mense sien dit nie raak nie, God sien dit raak. God sien jou opregte hart raak. Sien baie mense dra valsheid in hulle harte. Daar's baie min opregte mense. As jy iemand ken wat opreg is in jou vriendekring, hou vas aan daai persoon, want daar's baie min van hulle in hierdie wêreld. Skynheiliges, natuurlik, daar's baie van hulle, mense wat vals is in hulle harte, maar God sien dit. God sien ons gebede wat ons in stilte na hom toe vat, gebede wat niemand anders hoor nie. Sien, in ons gebedlewe is daar goed wat ons hardop voor ander mense kan bid, maar daar's ook goed wat jy in stilte na die Here toe vat, want dis net tussen jou en hom. God sien dit raak. God sien elke opoffering raak wat jy aan ander mense doen. Die Here sien wanneer jy goed doen aan ander mense. God sien wanneer jy iemand wil help. God sien wanneer jy daar is vir iemand. God vergeet dit nooit, al neem hulle dit as vanselfsprekend aan. Het jy al gevoel mense waardeer jou nie genoeg nie? Het jy al gesê, daai maatskappy betaal my nie genoeg vir al die werk wat ek vir hulle doen nie? Ek hoor iemand sê every day. Het jy al gevoel jy doen goed aan familie en selfs jou eie huisgesin en dan voel dit net vir jou, jy sit soveel in, jy's moeg in die aand van alles wat jy vir hulle doen en dan praat hulle met jou so lelik, hulle waardeer jou nie. Ek het vanmôre 'n woord vir jou, God sien alles raak. Hy sien jou opoffering raak. Moenie dink dat God sien dit nie. God sien jou trane en hy sien jou hartseer. God sien ook jou wagtyd. Die tyd wat jy wag vir goed om in jou lewe te gebeur. Het jy geweet dat wag volgens die Here is goed vir jou? Kom ek lees dit vir jou, Jesaja 40 vers 31. Die wat op die Here wag, kry nuwe krag. Hulle sweef soos arend, hulle hardloop en word nie moeg nie, hulle loop en word nie uitgeput nie. God sien raak wanneer jy wag. Ek wag vir 'n antwoord nou in my gebedslewe. Ek is seker jy wag vir antwoorde. Die Here is vanmôre saam met jou. God sien jou liefde vir hom terwyl dinge nie altyd uitwerk soos jy wil nie. Laat ek jou vertel, dit vat 'n ware gelowige vandag om aan te hou probeer terwyl dinge nie uitwerk in jou lewe nie. Die meeste mense draai hulle rug op die Here en sê hierdie ding werk nie, hierdie godsdiensding is 'n gimmick, dit werk nie vir my nie, ek kry nie antwoorde nie, ek gaan liewerste my eie pad stap en my eie ding probeer. God sien raak wanneer jy volhard in die geloof terwyl hy besig is om iets vir jou uit te werk. Éventueel sal dit gebeur. Daar's 'n woord in Handelinge 2 wat ek van hou, suddenly the Spirit of God came upon them. En ek hoor vanmôre daai woord ego in my ore. Suddenly God will do something for you.
Jy gaan nog so wag en wonder, miskien gaan die Here my eers oor 5 jaar antwoord en dit gaan net skielik in jou lewe gebeur. Onthou wat ons geleer het, God kan dit wat die vyand gesteel het in 'n oomblik kom herstel in jou lewe. En ons dien 'n God van suddenly, in 'n oomblik kan hy dit kom doen. Hy sien die hart van elke mens wat na hom soek. Hy sien dit wanneer jy alleen tyd het en jy het nie nodig dat ander mense dit raak sien nie. God sien dit wanneer jy hom soek in jou eie lewe en hom eers te stel. God sien vandag elke vals beskuldiging wat ooit teen jou ingebring is. En dit word opgeteken en God gaan met hulle deel. Nie jy nie, die Here gaan met hulle deel. God weet wat om te doen. Elke leuen, die Here gaan met hulle deel. Elke onregverdige daad wat ooit teen jou gedoen is, die Here gaan met hulle deel. Nothing escapes the sight of God about things that's been done against you. Dit lyk soms of die kwaad gaan wen, maar dis net vir 'n oomblik. Die Bybel sê Nabot lê dood, hulle het hom gestenig, Agab stap in sy wingerd in, hy vat dit, en vir 'n tyd lyk dit of die duiwel die oorwinning gekry het. Ek het dit in my lewe al gevoel. Dan voel dit of die vyand wen, maar ek het geleer om te volhard in die Here. Maar luister gou hierdie waarheid. Galasiërs 6 vers 7 sê iets wat elkeen in hierdie kerk vandag moet hoor, en dit gaan vir Agab, dit tel vir Isebel en dit tel vir elke persoon in hierdie kerk. Dit wat jy aan ander mense doen, maak saak by die Here. Hoor wat sê Galasiërs 6 vers 7. Dit wat die mens saai, gaan die mens ook maai. Jy sê so maklik goed oor ander mense, jy bring vals beskuldiging en jy sê goed, pas op wat jy doen, want jy is besig om saad in die grond te sit en een of ander tyd gaan jy daai oes moet gaan oes, want hy gaan opkom. You may think you got away with it, but there's a harvest coming for sure. God se oordeel, het ek geleer, is nie altyd vinnig nie. God se oordeel vat tyd, maar God se oordeel is verseker. Het julle al gehoor, hulle sê die wiel van die gereg draai stadig, maar hy draai seker. Ons sien dit in die nuus elke dag. Goed wat die ANC aangevang het 10 jaar terug, kom nou eers in die howe. Hulle het gedink hulle gaan daarmee wegkom. Hulle het gedink die miljoene wat hulle by arme mense gesteel het, gaan hulle mee wegkom. Maar daar kom 'n dag wanneer jy gaan rekenskap moet gee. Hoekom? Want God is die regverdige regter. Ek wil jou gou vandag iets leer oor die karakter van Jesus, voor ons verder gaan. God is die regter. Elke mens gaan eendag voor hom staan. Die Bybel sê, daar's 5 boeke in die Bybel, in die hemel. Ek gaan net een noem nou, die ander 4 het ek al oor gepraat. En daar's een wat genoem word, die boek van die lewe. En die dag as iemand sy hart vir die Here gee, tot bekering kom, wedergebore word sy naam geskryf in die boek van die lewe. And one day when you die, you will meet your maker, you will stand before the throne of God. And then the books of heaven will be opened. And if it is found that your name is not in the book of life, you will be sent away to hell. Mag ons hel sê in die kerk? Die meeste mense is bang. Maar kom ons dink gou-gou soos logiese mense. As ek nie hemel toe gaan nie, gaan ek? Daar's nie 'n ander plek nie. Dis hemel of hel. Wie van julle wil hemel toe gaan? Almal? Was so 3 wat nie hulle hande opgesteek het nie. Waartoe wil julle gaan? Ek sê dit weer. Almal wil hemel toe gaan, maar niemand wil kerk toe gaan nie. Almal wil hemel toe gaan, maar niemand wil die opoffering maak om hulle sonde te los en God te dien nie. Almal wil hemel toe gaan, maar hulle wil nog steeds 1 voet in die wêreld wees en 1 voet in die kerk. Ek noem hulle wydsbeen Christene. 1 voet in die wêreld en 1 voet. In die week doen ek wat ek wil. Ek sê wat ek wil. Niemand gaan my vertel wat om te doen nie. Maar op 'n Sondag vir 'n uur en 'n half. Bless the Lord, oh my soul. Dan is jy 'n engel. En dan sit jou kinders in die bank en wonder, wie's hierdie ou? My pa het dubbele persoonlikheid. Want by die huis is tot die diere bang vir hom. God sien alles. Hy is die regter. Die Heilige Gees oortuig van sonde. My en jou werk is om mense lief te hê.
As hier 'n sondaar inkom, gaan ek hom lief hê. Die Heilige Gees gaan hom oortuig en hy gaan eendag voor God staan. Dis nie my werk om mense te judge nie. Dis nie my werk om mense te oordeel en te sê, jy gaan hel toe as jy aanhou dit doen nie. Jy mag nie dit in die kerk doen nie, want jy het sonde in jou lewe. Wie's jy? Is jy die regter? Het God jou aangestel as 'n regter? Nee. My werk en jou werk is om mense lief te hê en te glo dat God wat die goeie werk in hulle begin het, sal dit voltooi tot die dag wat Jesus Christus terugkom. Psalm 9 vers 8 sê, God sal die wêreld oordeel in geregtigheid. God sal weet wat om te doen met daai persone wat jou te nagekom het. Ek weet jy het allerlei planne, jy wil hulle gif ingee en jy wil sommer 'n klomp slange oor hulle muur gaan gooi. Also jy wil hulle saboteer. Die Bybel sê die wraak kom jou en my nie toe. God sal wraak neem oor hierdie goed. Agab het gedink hy gaan wegkom daarmee. Toe kom die profeet en hy sê vir hom, God het jou gesien. Omdat jy daai man doodgemaak het. Jy kan dalk vandag vra, Here, hoekom gebeur dit met my? Hoekom kom hulle weg met dit? Ek weet waarvan ek vandag praat. Daar's mense wat my ook al te nagekom het in my lewe en nie eens die polisie het iets aantrent gedoen nie. Die Suid-Afrikaanse polisie. Maar hier staan ek vanmôre en ek sê, Here, die wraak kom my nie toe nie. U weet wat om te doen. Ek bid nie sambok en bliksemstrale nie. Ek sê, Here, u weet wat om te doen met hulle. En hierdie wiel draai. God is iemand wat op 'n tydspak werk wat ek en jy nie verstaan nie. Hy werk nie volgens ons horlosie nie. Hoor vandag, you can trust the judge of all the earth. He will do what is right. So ek het hierdie man op huisbesoek geleer ken eendag en hy het my vertel van sy goeie werk wat hy gehad het. En eendag by die werk, daar was iemand wat nie van hom gehou het nie. Het hierdie persoon begin vals gerugte oor hom versprei. Hy het leuns oor hom vertel en dit het by die bestuur uitgekom. Hierdie man het uiteindelik sy werk verloor. Hy het sonder geld en sonder inkomste by die huis gaan sit. Daar's ander goed wat hy verloor het omdat hy nie meer 'n inkomste gehad het nie. En iemand anders, die persoon wat die leuns versprei het, is in sy posisie aangestel. En hy het by die huis gesit en gesê, Here, ek weet nie wat om te doen nie, maar ek los dit in u hande, want my wraak gaan nie werk nie. Hierdie man het gesê, Here, ek is onregverdig behandel. Dit het gelyk op die verkeerde persoon gewen het, maar later, jare later, hoor mooi, jare later, het die waarheid uitgekom. En die persoon wat die kwaad gestook het, het sy werk verloor. Hulle het hierdie man gebel by sy huis en vir hom gesê, sal jy asseblief terugkom, ons wil weer jou posisie vir jou teruggee. Dit het gelyk vir jare of die vyand gewen het. Hulle het hom so nodig by die maatskappy, dat hulle het hom selfs betaal vir die jare wat hy by die huis gesit het. Hoor wat sê hy? Ek was onregverdig behandel. God het my herstel, en toe sê hy die volgende, ek het geleer om nie die wraak in my eie hande te vat nie, want God skryf die laaste hoofstuk van my lewe. God will always write the last chapter in your life if you stay with God. Maak nie saak wat in jou lewe aangaan nie, God sien alles raak. It is not over until God says it's over, and He will write the last chapter of your life. Wat doen jy wanneer jy soos Nabot voel? Wanneer jy te nagekom is, sit jouself vanmôre in Nabot se vrou se skoene. Haar man was vals beskuldig, hy het kwansys God gevloek en die koning gevloek, dit het nooit gebeur nie. Hulle het hom doodgemaak en toe kom vat hulle sommer die plek waar sy bly ook. Die Bybel sê nie wat het met haar gebeur nie, maar sy het nie meer 'n blyplek gehad nie. Hoe het sy met God gepraat? Maar daai oomblik, toe dit gebeur het, toe praat die Here met die profeet Elia, en hy sê, gaan na die koning toe. Moenie 'n kompromie maak met die waarheid nie. Moenie wraak neem nie. Vertrou God met jou saak. Gee dit vir die Here in gebed. Wanneer jy nie weet wat om te doen nie, gee dit vir die Here. It's only God that can work with people. God can take somebody's heart and He can turn that person's heart. Ek en jy kan dit nie doen nie. Romeine 12 vers 19 sê, moenie self wraak neem nie, want daar staan geskrywe,
Aan my kom die wraak toe en ek sal vergeld, sê die Here. Kan ek jou gou nooi om vanmôre daai saak vir God te gee wat jou so baie pla, sommer net daar waar jy sit. Kom ek help jou, Here, dit wat nou in mense se gedagte en harte is. Ons wil nie wraak neem nie, ons kan nie, die woord sê ons mag nie. Ons gee dit vanmôre vir U. U weet wat het ons verloor. Al die geld, die inkomste, dalk eiendom, voertuie, werk. Here, alles wat ons verloor het, ons gee dit vanmôre in U hande. En ons sê amen. Hoor gou hierso, let God handle it on your behalf. God kan dit baie beter as jy doen. So dit het gelyk of hulle daarmee weggekom het, maar as jy 1 Konings hoofstuk 22 gaan lees, dan lees jy die volgende. Agab gaan oorlog toe saam met sy weermag. Hy staan in 'n strydwa. Die Bybel sê, hoor gou hierso, 'n soldaat van die vyand, he shot a random arrow. Hy het nie gemik nie. Hy het net 'n pyl geskiet sonder om te mik. En hierdie pyl het vir Agab getref in sy strydwa. Die Bybel sê in 'n klein swak plek in sy mondering. Hy het hierdie leergoed aangehaat wat die pyle kon keer, maar daar waar die plek is waar die leer aan mekaar gewerk is, het die pyl ingegaan. 'n Random arrow het daar ingegaan. En hy skree vir die drywer van sy strydwa, ek is gewond, hy ry met 'n pyl binne in hom en hy bloei. Kry my hier uit. Maar die Bybel sê die oorlog was so vel en daar was so baie mense dat die strydwa kon jy die oorlog uitkyk en die hele dag het hulle gesukkel. Die Bybel sê die hele dag het hulle gesukkel om daar uit te kom. Die hele dag het hy met 'n pyl in hom met seer en bloed wat vloei gesukkel om daar uit te kom, en teen die aand het hy gesterf want die strydwa was vol bloed. Hy het hom dood gebloei. En weet jy wat sê die Bybel, toe hulle daai aand die koning afhaal en hulle is besig om die strydwa skoon te was, toe kom die honde en hulle lek die bloed van Agab op die plek waar Nabot gestenig is. God sien alles. Dit mag dalk vir jou voel jy verloor. Dit mag voel dat hulle het die oorhand en die tyd loop stadig. God sien alles. Dit het gebeur presies soos die profeet gesê het. Maar sy vrou lewe nog, Isebel, die eintlike moeilikheid maker. Die een wat die broek wou dra. Die een wat die planne gemaak het en die briewe geskryf het met die koning se seelring asof die koning dit geskryf het. Die een wat gemanipuleer het met leuns en valse aantuigings teen 'n persoon. 7 hoofstukke later, in 1 Konings, 2 Konings 9, verskoning, 'n paar hoofstukke later, dit was in die tweede boek van Konings, staan sy een oggend op en die Bybel sê, sy het haar mooi gemaak vir die dag, sy het haar hare gedoen en haar gremering aangesit. En sy het by die paleis se venster gestaan. Toe kom hier ingery by die poort en sy skree vir hom, is dit jy my vyand wat wil kom moeilikheid maak? En hier sien ander mense by die ander vensters en hy vra vir hulle, wie van julle is saam met my, want hulle weet wie sy is. En hulle het 'n teken gegee dat hulle saam met hom is en hy sê vir hulle, gooi haar by die venster uit. 2 Konings hoofstuk 9. Die Bybel sê toe sy die grond tref, het haar bloed teen die muur en oor die perde gespat. Jehu het ingegaan, 'n maaltyd gehou, en toe hy klaar geëet het, toe sê hy hierdie woorde, ons moet haar seker gaan begrawe. Sy was mos die koning se vrou. En toe hy die mense by haar kom om haar te gaan begrawe, vind hulle dat die honde het haar opgevreet. Al wat oorgebly het is haar kop, haar 2 hande en haar 2 voete. Jy kan dit gaan lees, 2 Konings 9. Wat 'n wrede manier om te sterf. Sy het gesterf presies soos die profeet gesê het. Die honde gaan jou kom opvreet by die muur van Jesreel. God se oog sien alles. His judgment is not always quick or swift, but it will come in a time when he thinks it's a good time. God weet presies, jy kan mense mislei, maar jy kan nie God mislei. God weet, onreg lyk of dit vir 'n oomblik wen, maar God
bring uiteindelik die geregtigheid. God het Nabot gesien en hoe hy gelei het in sy onskuld. Die Here spreek 'n oordeel oor die Agabs en die Isebels van hierdie wêreld vandag. Hulle gaan nie daarmee wegkom nie. Nie een woord van die Here het op die grond geval nie. Dit het gebeur exactly the way God said it would happen. En ek leer in hierdie hoofstuk dat ek en jy moet net ons geloof in die Here sit. He will do the rest. Meneer en mevrou, jy was sleg behandel. Jy was ingedoen deur 'n besigheidstransaksie. Een van die scammers het in jou bankrekening ingekom en baie geld by jou gesteel. Jou pensioen is deur 'n skelm persoon is dit gesteel. Ons hoor dit, ons lees dit elke dag. Die onreg is aan jou gedoen. Nou moet jy sukkel. Jy bly op 'n plek wat jy nie gelukkig is nie. Jy lewe van 'n bietjie in jou lewe. Hoor die woord van die Here. God se oog sien alles. En al wat ek en jy vandag moet doen is om oor te gee vir hom. Agab het gedink hy kom weg. Jezebel het gedink haar plan gaan werk, maar God het alles gesien. En vandag sê die Here vir jou, ek sien jou pyn. Ek is met jou met die vrae wat in jou hart is. Ek sien elke onreg wat in jou lewe gedoen is teen jou en hoe jy behandel is. And God is keeping a record of every unrighteousness against you. Dit word opgeteken. Moenie moed verloor nie. Moenie dink God is blind en hy het dit nie raak gesien nie. Ek is gestuur om vandag vir jou te sê, God sien dit raak. His judgment may be slow, but his judgment is sure. Hou vas aan die waarheid van die Here. Die musikante kan vorentoe kom asseblief. Ek lees vir jou nog een skrif in die boek Prediker, hoofstuk 12, vers 14. Hoor die woord van die Here. Want God sal elke werk bring in die oordeel, of dit goed is en of dit sleg is. Jare terug was daar 'n lied wat hulle gesing het, daar's 'n oog in die hemel wat jou sien. En hierdie gedeelte leer vandag vir my, God is bewus van alles wat in jou lewe aangaan. What looks like the end is not the end. God has the final say, and He will write the final chapter of your life. Joh, ek voel die krag van die Here hiervoor. As 'n kind van God is ek van een ding verseker, God skryf al die hoofstukke van my lewe. And nothing is done unless God says so. Ergens in jou lewe het jy seer gekry. Ergens is jy ingedoen. Jy voel vanmôre soos Nabot. Hierdie woord is vanmôre vir jou. Ek het goeie nuus vir jou, God is vandag jou verdediger. Hy is die een wat jou kan help met die pyn en die onreg wat jy verdra. Jy sê, Here, ek is moeg. Ek kan nie meer met my eie krag hierdie ding veg nie. Jy sê, Here, ek kan nie meer nie. Ek het jou hulp nodig. Here, ek wil ophou beklei in my eie krag. Wat mense by jou gesteel het, God kan dit vanmôre herstel. Wat mense gebreek het, jou hart is dalk gebreek, God kan dit vanmôre genees. Wat mense probeer begrawe, God kan dit vanmôre opwek, want God sien alles. Maak jou oë toe. Die kerk is 'n plek vir mense wat seer het, vir mense wat antwoorde soek, mense wat nie weet wat ek aan doen nie. Daarom gaan ek hierdie geleentheid vandag gebruik, God my gegee het, en ek wil jou nooi. Jy wil aan die bank is, hou jou oë toe. As jy vanmôre voel, Here, ek het vanmôre met my gepraat. Ek is die een wat te nagekom is. Ek is die een wat verloor het. Ek is die een wat onreg aangedoen is. En dit het vir my gelyk of die vyand wegkom daarmee. Kom staan gou hier voor, ons sal graag saam met jou bid. As jy gebed nodig het, persoonlike gebed, kom staan hier voor. Hierdie woord met jou gepraat het, dan nooi ek jou vanmôre om hier te staan, sodat die Here vir jou iets kan doen. Ek gaan vra dat die intercessors en die pastore my vanmôre help asseblief. Hulle gaan vir ons saggies sing, jy daar aan die banke, jy kan 'n bietjie tyd met die Here spandeer.
terwyl ons hulle gaan bedien. Baie dankie.
As jy die een is wat verantwoordelik is vir die onreg teenoor iemand anderste, dan wil ek vanmôre vir jou sê, ons dien 'n God van vergifnis. En jy kan jouself vergewe as jy dit bely het by die Here. Ons almal maak foute. Jy het nie nodig om dit te dra vir die res van jou lewe nie. Jesus het juis op die kruis gaan sterf, sodat jy kan vry wees vandag. Amen. Ek is so bly jy was hier gewees. Dit is vir my so lekker. Ek weet eintlik nie nou moet ek afsluit of wat moet ek doen nie. Dit is so lekker in God se